Plettervat. 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 Goeienaand. Hallo van my kant af. Lekker om elkeen van julle vanaand hierso te sien. En ja, kyk, John het dit genoem aan die begin. Dit is winter, dit is koud, maar dit is lekker om so saam met julle vanaand te kan wees en ek moet eintlik ook net hierdie noem so aan die begin, ek is so bietjie siekerig, my stem snaakser klink as normaalweg. Ek weet ek het 'n snaakse stem, maar ek klink dalk miskien so bietjie snaakser as normaalweg. Dis omdat ek my vrou is baie goed om my so bietjie jammer te kry op hierdie stadium. So ons gebruik bietjie verklein woorde wanneer ons met mekaar praat. Ek het nie 'n amptelike diagnose nie, maar wat ons maar vir mekaar sê, wat sy vir my sê is, "Oh, shy my liefie, is jy bietjie siekies?" So ek is bietjie siekies. Dis wat dit is. Maar dit is so lekker om elke van julle vanaand in elk geval te sien en ons gaan voort met ons reeks Plettervat. En ek dink hierdie reeks se timing is eintlik ongelooflik. Ek dink John het laasweek so 'n bietjie genoem toe ons die reeks afgeskop het, wat die hart en wat die ontstaan agter hierdie is. So natuurlik gepas want die rugby het onlangs weer lekker begin, althans die Springbok rugby wat weer begin het en gisterand hulle daai barbare 'n les of twee geleer. So dis altyd goed en lekker as 'n mens sien hoe 'n paar barbare hulle self vasloop in iets groter of harder en grower en rower as hulle self. Maar meer as dat dit Springbok rugby tyd is hier na die middel van die jaar toe, dit is ook seker nou daai tyd van die jaar wat 'n mens so 'n bietjie voel of die lewe vir jou 'n plettervat gegee het. Ek weet nie of jy hierdie al gehoor het nie, maar mense sê baie keer, daar's niks wat 'n mens se Vrydag so kan opding is, soos om te besef dis nou eers Dinsdag nie. Nou, ek weet nie of jy daarmee relate, as mens kyk na die jaar nie, daar's min dinge wat 'n mens in Desember so kan opskroef, soos as jy besef dis nou eers Junie. Ek weet nie of jy dalk miskien voel, mentally is jy al reeds in Desember, jy lê al op die strand, jy het 'n lekker koel drankie in jou hand, en dan word jy wakker uit jou heerlike dagdroom, en dan is dit ijskoud, en dis winter, en dis Junie, en jy wens jy was eintlik glad nie meer in die winter tyd gewees. Dit is nou daai tyd van die jaar waar dit dalk miskien voel of dit so bietjie lank raak, en dit raak hard, en dit raak swaar, en jy voel so bietjie, om dit net eenvoudig te stel, verpletterd, want die jaar is al hard gewees, net al so 'n paar houe uitgedeel. So met dit in gedagte eintlik, gaan ons vanaand so voort met ons reeks, en ek wil begin deur hierdie vraag vir jou te vra. Het jy al die laagste laag beleef, kort na die hoogste hoogte? Nou hierdie kan ook waarskynlik wees wanneer jy wakker word van daai dagdroom, né? Jy is op die beste plek in die wêreld. Dis kalm, dis rustig. Daar's nie meer deadlines nie. Jy kan ontspan, jy kan eintlik asemhaal. En dan wanneer jy wakker word en besef jy dit is eintlik glad nie die geval nie. Jy het net so lekker geslaap, juis omdat jy soveel angs en stres en worries het oor die werk dat jy eintlik het jou brein uit 'n self-defense mechanism ingeskop en dis hoe jy geslaap het vir 3 ure. Toe jy nie eintlik geweet het dit is moontlik om nou vir 3 ure net aan die slaap te kan raak nie. Jy's op 'n ongelooflike plek, jy's op die beste plek wat jy al na lang tyd was en voor jy jouself kry, en ewe skielik is die slegste ding wat gebeur direk daarna. Of dalk miskien gebeur dit op 'n ander wyse vir in jou lewe, dalk miskien bid jy al lank op 'n spesifieke deurbraak, jy wag so lank daarvoor, jy vertrou so lank daarvoor, jy wag net tot dit moet gebeur, dan gebeur dit, dan is dit great en lewe is fantasties, dit kan nie beter nie, soos ons sê, jy moet net keer of dit gaan beter, dit is die beste dag van jou lewe, en kort na dit ewe skielik dan, draai alles om. Dan asof jy gaan van die hoogste moontlike hoogte, alles is maanskyn en rose, alles is ongelooflik, en voor jy jouself nog kan kry, gaan dit slegter as wat dit al ooit met jou gegaan het. Dan is almos hierdie gesegdes wat ons het, nee, of hierdie woorde wat ons baie keer sê, dinge wat ons ken. What goes up must come down. Ek moes geweet het, ek was iewers op 'n wolkie, ek was in 'n droomwêreld, dit was soos, dit was, ek weet nie waar ek was nie, dit was nie Suid-Afrika nie, dit was 'n ongeluk, dit was net amazing, en ewe skielik het ek hard af aarde toe gekom, of partykeer dan sê mense ook, ek weet nie of hierdie dalk meer rugby term dalk is nie, maar the bigger they are, the harder they fall, en ek was oog en groot, en ek het nogal hard aarde toe gekom, ek het 'n harde reality check gekry, dit is asof dit my net getref het, en ek het nie gesien dat dit my so sou tref nie. Nou, John het nou vroeër het hy gepraat oor hoe hard dit moet wees om deur Eben Etzebeth
hardloop geraak te word of in hom vas te moet hardloop. Ek het nogal persoonlik net 'n opinie weer eens dalk miskien na gisteraand se game. Ek dink is taaf as Eben op jou afhardloop, maar ek dink is baie erger as Cheslin Kolbe op jou afhardloop. Ek weet nie of 'n paar barbare met my sal saamstem nie, en hier's hoekom ek so dink. As Eben op jou afhardloop of Lote Jager of iemand, jy gaan hom sien kom. Jy gaan hom sien kom van 'n myl af. Jy gaan sien hier kom moeilikheid. Jy gaan weet dit is op pad en jy gaan dalk miskien kan okay, ek sien dit kom en dalk is ek bietjie vinnig gereed. Maar jy gaan nie vir Cheslin sien kom nie. Hy gaan jou tref en hy tref nog steeds soos 'n bus, maar jy sien hom nie kom nie. Hy is net daar. Voor jy weet dan is dit so en dis dalk baie keer hoe die lewe is. Ons sien dit nie kom nie. Ons sien nie wanneer dit kom nie. Dis asof dit op die onmoontlikste, onwaarskynlikste, mees onverwagse tye kom dat jy is iewers op daai ongelooflike plek en what goes up must come down en dan tref jy iets harder as wat jy ooit gedink het moontlik is. Nou vanaand gaan ons kyk na 'n spesifieke karakter in die Bybel, in die Ou Testament, 'n profeet met die naam van Elia. Baie bekende karakter, baie bekende profeet en elkeen van ons het al waarskynlik iewers op 'n stadium hierdie naam gehoor of dalk 'n storie of wat oor Elia gehoor of dalk miskien ken jy selfs die storie van Elia baie goed. Maar net vir die onthaalwe, vir die van ons wat dalk miskien laat sy naam gehoor het, miskien in 'n kinderbybel storie of in 'n kinderbybel prentjie. Ek onthou in my kinderbybel was ek crazy geweest oor een spesifieke verhaal van Elia en dit was een van my favorite stories altyd om te lees. Maar min of meer wat gebeur, Elia is hierdie profeet wat uitspring uit die Ou Testament, is een van die groot profete, een van die kragtige profete, een van die brawe profete. 'n Ou wat sy sê en hy is nie bang om sy sê te sê nie en hy kry nogal dinge reg wanneer hy opdaag en hy sê dinge. En hier is die konteks min of meer in die tyd wat Elia as 'n profeet optree. Die koninkryk van Israel, of die volk van Israel, God se volk, is in twee verdeel. So vanaf die koninkryk in twee verdeel is daar noordelike koninkryk wat bekend staan as Israel homself net en 'n suidelike koninkryk wat bekend staan as die koninkryk van Juda en dan is daar verskeie konings wat regeer in die noordelike koninkryk en ook so dan in die suidelike koninkryk of altans in Juda. En so is dit dat baie van hierdie konings is baie getroue konings. Hulle dien die Here, hulle aanbid die God van Israel, maar baie keer is daar ook en teenoor meeste van die tyd is daar konings wat glad nie dit doen nie en totaal na hulle rug op die God van Israel draai. En een van hierdie konings spesifiek is koning Agab. En Agab regeer op hierdie stadium wat Elias profeet optree oor die koninkryk van die noordelike koninkryk, oftewel Israel. En hy trou met 'n vrou met die naam Isebel, of in Engels Jezebel, of ons kan maar net dalk miskien maklik sê Isabel, maar meer algemeen Afrikaans Isebel, maar 'n algemene naam, 'n relatief eenvoudige naam. Maar wat Isebel interessant maak, is sy aanbid Baal. En Baal is 'n afgod wat eintlik bekend is baie keer in verskeie verhale in die Ou Testament kom hy na vore en spesifieke afgod eintlik van die Kanaaniete onder andere. Maar so trou sy met Agab en onder Agab se koninkryk, onder sy bewind, onder sy heerskappy as die koning van die noordelike koninkryk van Israel, raak Baal aanbidding die norm. Dit raak wat eintlik ge-enforce word en dis wat gebeur algemeen in die koninkryk en so draai die koninkryk van Israel eintlik hulle rug op God en daar word selfs tempels opgerig vir Baal en Baal aanbidding word bevorder in hierdie tyd en Isebel het selfs gereël dat profete wat namens die God van Israel praat doodgemaak word en dat hulle uitgeroei word en so word Baal aanbidding net bevorder en die volk raak totaal en al verlore. En hierdie is die konteks waarin Elia optree en dan lees ons eintlik hoe braaf hy is, hoe parmantig hy is as ons dit eintlik kan sê. In 1 Konings 17 vanaf vers 1 dan sê dit: Toe het Elia, 'n profeet uit Tisbe in Gilead vir koning Agab gesê: So seker as wat die Here, die God van Israel wat ek dien, leef, so seker sal daar geen dou of reën in die volgende jare wat val sonder dat ek so sê nie. So Elia, hy kom na koning Agab toe en hierdie is wat hy sê, nogal soos ek noem, hy's braaf, jy kan hierdie woord eintlik parmantig gebruik as jy wil. Hy sê vir koning Agab, daar gaan 'n droogte wees. En hierdie droogte wat kom, ek spreek dit nou aan, die droogte gaan aanbreek en hoor my, koning Agab, daar sal nie weer 'n druppel reën val of enige dou wees totdat ek so sê nie. Hoor hierdie woorde. En koning of Elia altans, hy doen hierdie ongelooflike goed en sy storie gaan effens aan van daar voort waar hy dan wegbeweeg van Agab af en natuurlik kruip hy tot 'n mate weg vir sy lewe want dis nou nie iets wat 'n koning graag wil hoor nie. En dan doen die Here ongelooflike goed met
en deur Elia. Hy gaan woon onder andere op 'n stadium by 'n spruit en daar voer kraaie hom en die Here sorg vir hom en versorg hom. Dan gaan woon hy by 'n weduwee wat haar in sy huis inneem en daar's 'n wonderwerk wat plaasvind met die vermeerdering van haar kos waar Elia by betrokke is. Haar seentjie gaan dood en dan wek Elia hom op uit die dood. Dis die eerste opwekking wat plaasvind in die Bybel. Die eerste keer wat iemand uit die dood uit opgewek word is dit wanneer Elia dit doen in 1 Konings 17. Jy sien die wonderwerke wat plaasvind en Elia staan bekend as die ou wat eintlik net hy staan bekend vir groot dinge. Daar gebeur groot dinge wanneer hy opdaag en wanneer hy praat. Die wonderwerke volg soos wat hy as profeet van God optree. Maar net so vinnig soos wat Elia vir Agab gesê het, die reën gaan stop, dit gaan ophou val. Daar reën geval en nou gaan dit alles tot 'n einde kom. Net so vinnig gaan Elia se lewe ook so 'n bietjie van 'n draai vat, wat 'n mens nooit sou sien kom nie. En hoe gebeur dit? Hoe val 'n mens so gou van alles na niks? En anders gestel, ons gaan nou kyk hoe dit gebeur in Elia se storie. Hoe gaan 'n mens van 'n hero tot 'n zero? Hoe gaan dit dat 'n mens eendag nog daar is en alles is ongelooflik? Jy voel soos jy's net die een en dan volgende oomblik dan is jy net een van die wat sukkel en met wie dit so moeilik gaan. Dit is soos aan die brand met die dinge wat hy doen vir God. Aan die brand met die woorde wat hy sê, die wonderwerke wat uit hom uitvloei. Dan iewers op 'n dag dan kom hy wat hy voel dit kan net nie meer soos dit voorgaan nie. En hier is dalk miskien belangrike konteks net voordat ons kyk na hoe dit gebeur. Ek het dit nogal kreatief gemaak of ek dink ek het dit probeer kreatief maak. Elia doen iets met Baal en sy profete. Elia hy voer 'n perfekte plettervat op Baal en sy profete uit. Nou, as ons nou wil daai ou wees, ek nou miskien 'n Instagram pastor wil wees, dan kan ek hierdie P-alliterasie laat werk. Hierdie parmantige profeet Elia voer 'n plettervat uit 'n Baal se profete. Okay, dis genoeg van hulle. Ek gaan nie almal van hulle gebruik nie, maar hy doen iets ongelooflik en hier's min of meer wat gebeur. Elia sê dis tyd vir 'n showdown. Dis tyd dat ek vir julle wys wie is baas en dan verwys hy nie net wendig na homself nie. Hy sê ek gaan wys dat die God wat ek aanbid, die God van Israel, die ware God is en dat almal van julle en die profete van Baal dat julle totaal en al verlore is. Julle is besig om 'n losing game te speel. En dan roep hy hierdie showdown op die berg Karmel. En op hierdie berg is daar 450 profete van Baal bymekaar geroep en Elia het gereël dat die showdown daar moet plaasvind en daar's 2 bulle wat gebring word en hy sê maar ons elkeen gaan 'n bul offer. Julle as 450 Baal profete, kies vir julle die bul wat julle wil gebruik, slag hom en ek sal die ander bul vat en ons gaan hom hierso uitpak op 'n altaar wat gebou word met hout. En weet jy wat? Julle kan dan 'n offer daarso maak op daai altaar, maar julle mag nie die hout aan die brand steek nie. Julle moet bid en vra vir Baal, julle God, om hierdie altaar aan die brand te steek. En dan gaan ek dieselfde doen met my God, die God van Israel. En die een wat ons gebed verhoor, dis hoe ons sal weet hy is die ware God. En hulle almal stem in. Baal profete sê yes, nee, dis reg en is goed. En hulle raak besig daar en hulle begin sing en hulle begin dans en hulle begin allerlei moves uittrek en hulle profeteer en hulle roep Baal aan en net mooi niks gebeur nie. En Elia se parmantig is wat hy is op hierdie stadium, maar hy terg hulle so 'n bietjie en sê, "Okay, shame, dalk moet julle 'n bietjie harder roep. Miskien het Baal so 'n bietjie gaan 'n draai loop. Miskien hoor hy nie op hierdie stadium nie. Dalk moet julle nog 'n paar moves maak en hy gaan aan met hulle en niks gebeur nie. En later is dit so dat Elia dan vir hulle sê, "Maar kom ek wys vir julle hoe dit werk." En hulle maak sy altaar nat en hy roep daarvoor, "Maak dit weer 'n keer nat en maak dit weer 'n keer nat dat dit deurdrenk is eintlik met water." En dan bid hy tot God en God stuur vuur vanuit die hemel en die offer verbrand. Die gebed word beantwoord en almal besef daar en almal sê op daai oomblik, maar hierdie is 'n bewys. Die ware God is die God van Israel. En dan laat Elia 450 Baal profete uitroei. Hy laat hulle doodmaak. Daarso op die bokant van die berg Karmel. En is hierdie ongelooflike plettervat waar eintlik letterlik totaal en al vir Baal en sy profete verpletter en dit lyk asof dit absoluut die einde van hulle storie is. En Elia is op hierdie hoogtepunt, op hierdie ongelooflike plek. En dan sien ons hoe die onmoontlike, die ondenkbare eintlik gebeur direk daarna. In 1 Konings 19 vanaf vers 1 sê dit die volgende. Koning Agab, het vir Jezebel alles vertel wat Elia gedoen het en dat hy die profete van Baal doodgemaak het. Toe stuur Jezebel vir Elia 'n boodskap. Mag die gode my met die dood straf as ek nie teen môre hierdie tyd jou lewe neem
soos jy met die profete gemaak het nie. En ek gaan net daar vir 'n oomblik vashang. So, hier kom hierdie boodskap terug na Elia. Isebel sê, as ek nie teen môre hierdie tyd jou lewe neem nie, mag ek dan self sterf. Mag die gode my doodmaak as ek nie jou lewe neem teen môre hierdie tyd. En ek weet nie wat jou verwagting dalk miskien is nie. As jy Elia is op hierdie stadium. Jy het nou net hierdie ongelooflike ding gedoen, waar jy 'n showdown het met 450 Baal profete. Dis asof jy 450 van hulle op een slag gelyk aanvat en jy wys vir hulle is niks werd. Hulle is useless, hulle het nie krag nie. Jy het die krag want jy ken vir God en hy ken jou en jy is die profeet en dis asof wat kan ooit teen jou kom? Wat kan jou tref? Jy's op hierdie ongelooflike plek, hierdie hoogte. Wat is daar om te vrees? Wat maak dit saak wat Isebel sê? Wie gee ons om as hy hom probeer dreig? Daar's niks om oor te worry nie. Hy's okay, hy het uitgesorteer, maar presies die teenoorgestelde is wat gebeur. Hoe reageer Elia? Dit sê vers 3. Elia het baie bang geword en vir sy lewe gevlug. Hy het na Berseba, 'n dorp in Juda, in die suidelike koninkryk gegaan en sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het die woestyn 'n dagreis ver binne gegaan. Hy het toe onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy liewer maar moet sterf. Ek het nou genoeg gehad, Here, het hy gesê. Neem nou maar my lewe, want ek is niks beter as my voorouers nie. Waar kom dit vandaan? Hoe is dit moontlik dat Elia een oomblik op die bokant van hierdie berg hierdie wonderwerke verrig? Hy bid tot God en God verhoor sy gebed dadelik en almal sien en almal glo en almal weet wie die ware God is, wie hom ken en wie naby aan hom is. En dis waar Elia was net 'n oomblik tevore en kort na dit kry hy hierdie boodskap: Jezebel wil jou doodmaak en hy verval in totale donkerte. Here, neem my lewe. Ek is 'n mislukking. Ek is niks beter as my voorouers nie. Dis nie die moeite werd vir my om aan te gaan nie. Ek wil nie meer hier wees nie. Hoe is dit moontlik dat 'n mens so van bo na onder kan gaan in geen tyd? Mens kan dit letterlik sê van die bokant van die berg waar hy was na onder waar hy afgereis het en hier is hy in hierdie donker gat. Die laagste laag wat 'n mens jouself kan indink. Soos dink aan hierdie wonderwerk waar hy tot God bid vir God om vuur te stuur en God reageer en hy stuur vuur en daai offer verbrand. Hoe is dit dat so kort nadat dit gebeur het dat Elia eintlik by 'n plek uitkom wat hy basies voel soos 'n vlam wat uitgebrand is? Wat op is? Wat net moeg is en wat niks het om te kan gee nie. Nou hierdie gedeelte is baie interessant vir verskeie redes, maar een van die redes hoekom ek hierdie gedeelte so interessant vind, is daar's min gedeeltes in die skrif, of in my ervaring of in my opinie en in my navorsing, wat soveel mense al op 'n manier probeer interpreteer het, weg van 'n Bybelse of 'n geestelike manier af. En wanneer ek hierdie sê, spesifiek hierdie gedeelte van Elia, is al soveel keer aangehaal of verwys in sekulêre wêrelds of in sielkundige maniere. Mense wat sielkundige verklaringe wil maak vir wat hierso gebeur. En hoor my uit vir 'n oomblik wanneer ek hieroor praat. En wat ek hierdeur sê eintlik is, daar's baie mense wat baie dinge te sê het oor die Bybel of oor die woord van God en oor moderne sielkunde dalk of moderne wetenskap of medisyne en dan sal baie mense ook sê nee, maar daar's niks in die Bybel oor depressie of dit of dat of die volgende. Nou die woord depressie kom dalk nie voor in die Bybel nie en sekere natuurlike vertalings definitief glad nie sal jy dit vind nie. Maar daar's baie mense wat baie sterk oortuig is as mens kyk na die verhaal van Elia en dit wat gebeur en dit wat hy deurgaan in hierdie gedeelte is dit tref nogal sekere boksies baie duidelik. Dit gee vir jou 'n prentjie van iets wat baie algemeen vandag is. Die een oomblik is ek op 'n ongelooflike plek. Ek's op die berg. Ek is op 'n hoë wolk. Dit gaan fantasties en die volgende oomblik tref ek 'n muur. Daar's soveel ander verklaringe wat mense al gegee het wat raak hier aan of wat vergelykbaar is. Daar's terme wat mense gebruik vandag, iets wat so baie bestudeer word. Baie interessant vir my, post-performance depression. Kort nadat jy 'n hoogtepunt bereik. Kort nadat jy 'n ongelooflike doelwit bereik. Kort nadat jy iets ongelooflik doen en mense vir jou hande klap dalk selfs. Mense vir jou sê, "Maar dit was amazing. Jy het iets ongelooflik bereik" en dan is jy op daai hoë plek en kort daarna post-performance depression of post-performance burnout. Baie kere wat mense van praat. Dan het jy alles ingesit. Jy het so baie moeite gedoen. Jy het jouself
opgegee in daai proses en daarna voel jy leeg. Daarna voel jy het nie nog om te kan gee nie. Uitbranding is iets wat vergelyk word met hierdie gedeelte. En dalk het jy al woorde soortgelyk Jan gegee en hier is dit net 'n voorspelling dalk miskien of dalk net 'n idee weer eens vir wat Elia dalk moontlik beleef het of wat hy dalk moontlik by homself gedink het of gesê het kort nadat hy hierdie groot oorwinning behaal het op die berg Karmel teen hierdie profete van Baal. Ek het gedink dit sou anders wees. En dalk het jy daai selfde woorde al in jou lewe gebruik. Ek het gedink dit sou anders wees. As ek net dit kon doen. En toe doen jy dit. As ek net ek bid so hard en ek vertrou so hard vir die Here, as ek net 'n werk kan kry. Toe kry jy daai werk. Kort nadat jy daai werk gekry het, besef jy dit gee nie eintlik vervulling nie. As ek net in 'n verhouding kan wees. Here weet hoe alleen ek is, as ek net iemand kan kry en toe kry jy iemand en kort nadat jy iemand gekry het, dit was nie heeltemal wat ek gedink het dit sou wees nie. Ek het gedink dit sou anders wees. Ons plaas so maklik ons geloof en ons vertroue, ons hoop in omstandighede en die omstandighede gebeur baie keer. Ons dink ons bereik dit ons graag wou bereik, maar dan is dit net anders as wat ons gedink het of gehoop het. Nou verlede week in Jonah se boodskap, ongelooflike boodskap toe hy die reeks afgeskop het, toe hy verwys na 'n skildery. En 'n ongelooflike skildery, Checkmate, soos wat hy oor het gepraat het en die storie agter dit is so ongelooflik en ek was so geïnspireer en so gefassineer eintlik seker deur die manier hoe hy dit gebruik het. Ek kon myself nie help nie. Ek wou ook 'n skildery gaan soek en so 'n bietjie 'n storie vertel oor 'n skildery. So net heads up, wil julle graag disclaimer. Dit gaan glad nie so interessant of so cool wees soos sy storie nie. Daar's nie 'n cool gotcha oomblik aan die einde van hierdie nie. Daar's nie 'n mooi onthulling of 'n revelation wat later gekom het oor dit nie. Inteendeel, hierdie is doodeenvoudig net eintlik 'n skildery of 'n painting wat dalk miskien net 'n interessante boodskap of prentjie by ons kan losmaak. So ek gaan vra die span om vir ons op die skerms sal sit. Hierdie is 'n skildery geverf deur Hugo Sinberg. Hy's 'n Fin van Finland en hy het hierdie skildery geverf in 1903. So is meer as 100 jaar oud, hierdie spesifieke skildery. En die skildery se naam is The Wounded Angel, of natuurlik dan die gewonde engel. Nou, daar's baie dinge nogal interessant aan hierdie skildery en ek gaan nie te veel tyd vanaand hier aan net spandeer nie, want Hugo homself het nooit 'n verduideliking of 'n verklaring vir hierdie skildery gegee nie, maar wanneer 'n kunstenaar so iets doen, is mense natuurlik altyd volop met hulle idees en met hulle interpretasies en dit wat hulle daaruit kan sien. En hier is een van die algemene interpretasies of opinies wat mense baie keer gee oor iets soos hierdie skildery, die Wounded Angel. Dit voel baie keer vir ons in ons lewe of God se krag, of God se vermoë, of dit wat God kan doen of moet doen in ons lewens, of om dit nou net te sê, dalk miskien so wat dit is of die vlekjies daarvan afgeknip is. Asof God se krag in jou lewe net geknak is. En hoor hierdie vreemde, hierdie weird paradoks eintlik, of dit is eintlik verkeerd om dit so te sê. In plaas daarvan dat God jou dra, voel dit baie keer vir 'n mens in die lewe dalk asof jy God dra. As jy hom in jou lewe probeer ophou. Asof jy eintlik die een is wat die balk van die werk doen. En hier is iets wat baie interessant is wat mense al geobserveer het rondom hierdie skildery. Dan die gedeelte wat afgespeel word of die agtergrond daarso in hierdie skildery, The Wounded Angel. Dis in 'n gebied naby Helsinki in Finland. En daai gebied of daai spesifieke veld waar dit geverf is baie naby aan 'n inrigting in Helsinki of 'n plek, 'n instituut wat gebruik is vir mental illness. En hier is wat ons wel weet oor Hugo in hierdie tyd. Terwyl hy hierdie skildery geverf het, was hy besig om te veg met breinvliesontsteking en hy was baie oop en eerlik oor sy eie depressie en sy eie mental illness en die battles wat hy amper dra of die ladings en die gewig wat hy dra op homself terwyl hy hierdie geverf het, maar meer verduideliking of meer interpretasie van sy kant af het hy nooit gegee nie. Maar daar's baie mense wat hierdie opinie of hierdie idee het dat hy verteenwoordig eintlik net hierdie gedagte, daar waar mense baie keer voel asof in plaas daarvan dat God 'n engel stuur om jou te dra of om jou te help, asof jy baie keer swaar dra aan dit en asof God dalk miskien nie kan doen wat jy wil hy moet doen of wat jy voel jy nodig het van hom nie. Nou op 'n ligter noot, dalk miskien span julle kan hom weer afval vir ons net. Dit laat my dink aan 'n grappie. Moet nou na so donker en so hartseer, dalk swaar oomblik net dalk ietsie ligter ook deel. Dis 'n goeie grappie van die dominee wat kom huisbesoek doen by die boer op sy plaas. En dis die eerste keer in 'n lang ruk wat die dominee draai maak op die plaas by die boer en
En die dominee kan homself nie help nie. Hy praat so met die boer terwyl hy so op die plaas rondstap en hy kyk na sy lande en hy kyk na alles op die plaas en hy sê vir hom, "Joh, boer, maar die Here het jou daarom maar geseën, hè? Hy's daarom maar baie goed vir jou, né, broer? Boer, hy's baie goed vir jou. Kyk net hierdie pragtige landerye wat die Here jou mee geseën het, boer. Kyk net na die pragtige beeste wat die Here jou mee geseën het en die boer luister so na alles wat die dominee sê, hoe baie die Here hom geseën het met hierdie en met daai en hy sê maar die hele tyd ja dominee en later dan praat die dominee weer en hy sê vir hom, "Joh broer, maar die Here het jou daarom maar regtig geseën met hierdie plaas, die pragtige krale, die pragtige lande, die pragtige beeste. Dis al so ongelooflik wat die Here hier vir jou kom doen het." En toe sê die boer op 'n stadium, "Dominee, ja, dis als waar. Die Here het my met baie geseën, maar dominee, jy moet gesien het hoe hierdie plek gelyk toe die Here dit alleen gehad het, hoor. Ek het dan baie werk gedoen ook. Ja. Ek het baie ingesit hierso. Nee, kyk, die Here het 'n goeie job gedoen, maar ek het baie ook ingesit hierso." En sit jy partykeer hoe 'n mens voel nie, as jy net ook stil raak rondom jou lewe. Ons kom by 'n plek waar ons die muur tref. Jy's in 'n donker plek, jy's in 'n donker gat. Dan voel dit jy het alles in jou vermoë gedoen. Jy het jou deel van die bargain gehou, jy het al die moeite ingesit, jy het al die tyd ingesit, jy het al die gebede gebid en hoekom het die Here nie dan deurgekom in daai oomblik nie? Hoekom was hy nie saam met jou gewees toe jy dit die nodigste gehad het nie? Kom op 'n plek wat jy voel maar ek kan letterlik net nie meer nie, ek is klaar. Vanaand wil ek 'n baie klise en baie eenvoudige ding dalk miskien vir jou sê, as jy so voel. God is nie klaar met jou nie, selfs al is jy klaar met jouself. Inteendeel. Dalk miskien is dit juist dit wat nodig is. Dalk vat dit juist vir jou om klaar te wees met jouself, om uit te kom by 'n plek waar jy kan sien dat God nog steeds betrokke is, en steeds 'n plan het, en steeds daar is. Ek net 'n oomblik vat om dalk miskien net stil te raak op 'n ander gedagte. Hierdie is iets wat ons baie keer sê. Dis iets wat ons algemeen vir mekaar sê, wanneer ons in daai donker plek is, of in daai moeilike plek is in ons lewe, nê, dan sê ons vir mekaar, onthou, staan sterk, die Here sal nie vir jou meer gee, as wat jy kan hanteer nie. Ek wil met julle eerlik wees vanaand, ek het vir 'n baie lang tyd in my lewe het ek dit geglo. Ek het vir 'n lang tyd in my lewe geglo, dis die waarheid, nee, die Here sal nie vir my meer gee, as wat ek kan hanteer nie. Tot ek op 'n dag in 'n gesprek gekom het met 'n persoon, baie slimmer as ek, wat vir my gesê het, Tommy, hou op dit sê. Hou op dit glo. Dit is nie waar nie. Die Here sal vir jou meer gee as wat jy kan hanteer. Inteendeel, hy sal dit juis doen sodat jy kan besef jy het dit nie in jouself nie. Jy het hom nodig. Jy het nodig om uit te kom by 'n plek waar jy klaar is met jouself en waar jy kan erken en bely ek kan nie meer nie. Ek is klaar met myself. Ek kan hierdie nie hanteer nie. Ek kan dit nie op myself dra nie, want dis al wat dit gaan vat of dis al wat dit gaan wees wat ons bring op 'n plek wat ons dan kan sê, Here, ek kan nie meer nie. U moet nou optree. Ek het u nou nodig. Ek kan hierdie nie sonder u doen nie. En ons sien op eintlik hierdie ongelooflike manier hoe dit uitspeel so in Elias se verhaal, nadat hy hierdie gebed vir die Here bid en sê, ek is klaar. Nee, my lewe, ek is niks beter as my voorouers nie. Wie of wat is ek dan nou eintlik? Kom en vat my net eerder weg. Ons lees in 1 Konings 19 vanaf vers 5 waar die volgende gebeur. Hy het gaan lê en onder die besembos aan die slaap geraak. Maar 'n engel het hom wakker geskud en vir hom gesê, staan op en eet. Nou ek smal oor hierdie openbaring net al klaar, want as ons dink weer eens aan hierdie painting van Simberg, eintlik die Wounded Angel, dis net 'n voorstelling, dis net 'n painting, dis nie die waarheid daai nie. Daar waar jy op jou gebrokenste is, of daar waar jy stikkend is, daar waar jy moeg is, daar waar jy plat is, en daai oomblik wat jy tot die Here uitroep, is dit wat gebeur, is die engel kom verskyn aan jou, en die engel skud hom wakker, hy sê vir Elia, staan op en eet, en dan sien ons vers 6, hy kyk op, en daar sien hy by sy kop 'n roosterkoek, wat 'n warm klippe gebak is, en 'n kruik vol water. Hy het geëet en gedrink, en weer gaan lê. Die engel het weer gekom, aan hom geskit en gesê, staan op en eet, anders sal die pad vir jou te lank wees. Nou, hier is soveel hidden gems eintlik net in 'n gedeelte weer eens hieroor, en dalk miskien een vinnige ding om net te noem. Daar wil jy partykeer in jou lewe die muur tref, jy tref daai donker gat, dit voel vir jou soos die einde van jou lewe, die einde van jou storie, die einde van dit alles, jy het niks meer om te gee nie. Hier is 'n mooi, duidelike openbaring uit die skrif, het partykeer is dit nodig om net 'n broodjie te eet, 'n bietjie te lê, dalk nog 'n broodjie te eet, fisies jou krag terug te kry,
Alles hoef nie altyd te vergeestelik te wees. Daar is so iets soos rus wat 'n mens nodig het. 'n Mens het baie keer fisies nodig om jou liggaam te voed. 'n Mens het fisies nodig baie keer om net weer aandag te gee aan die logiese dinge en as God moet opdaag of as God dit in jou moet openbaar, dan is dit goed en dan is dit reg, maar hy sê vir Elia, die pad gaan te lank wees vir jou, maar Elia, ek is nog nie met jou klaar nie. Hier is nog nie die einde van die storie nie. Jy het gesê dit is die einde. Jy moet nog iewers gaan. Jy moet nog iewers kom. En dalk miskien is dit waar jy vanaand is. Jy's by 'n plek waar jy eintlik net voel, maar ek kan nie sien hoe dit moontlik is nie. Ek is verpletterd. Ek is op 'n plek wat ek net totaal stikkend is en Tommy, jy verstaan nie. Jy verstaan nie hoe diep my seer is nie. Tommy, jy verstaan nie hoe donker my donker is nie. Jy verstaan nie die angs wat ek het nie, jy verstaan nie die depressie wat ek het nie en ek moet vanaand vir jou sê, jy's heeltemal reg. Ek verstaan dit glad nie. Ek is nie jy nie, ek is nie in jou skoene nie. Ek is nie in jou omstandighede nie. Ek weet nie hoe laag jy is nie, ek weet nie hoe leeg jy is nie. Maar hier is dalk iets wat ons moet weet. God ontmoet jou op jou laagste en op jou leegste. En ek weet dis klise en simpel om dit te sê, maar ek het probeer kreatief wees met hierdie en hy ontmoet jou op jou laagste en jou leegste, maar nie jou liegste. Wat bedoel ek wanneer ek hierdie sê? Daar waar jy voel jy is op jou laagste. En daar waar jy voel jy is op jou leegste. Jy's op jou dis so leeg en so laag soos wat kan kom. Dit kan nie donkerder, dit kan nie leer as dit wees nie. God sal jou daar kry. God sal jou daar ontmoet. Maar as jy daar is en jy kan dit nie herken nie, as jy daar is en jy kan nie eerlik wees daaroor nie, as jy daar is en jy probeer maak of alles fyn is, of alles okay is en asof dit glad nie die realiteit is nie, is jy op 'n plek waar jy God nie gaan ontmoet nie. Net nodig dat jy eerlik moet wees met jouself. Eerlik moet wees met hom. En dan moet jy op jou laagste en op jou leegste, maar nie op jou liegste nie. En dit beteken hy gaan jou ontmoet daar waar jy is, maar hy gaan nie vir jou sê ja, die leuen wat jy glo is die waarheid nie. Die leuen wat jy glo is dis wat die geval is nie. En hier is wat gebeur met Elia in vers 9 in 1 Konings 19. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy antwoord toe: Ek het met my hart en siel gewy in die saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my ook om die lewe te bring. Nou hier is iets wat interessant is van Elia se verhaal. Hy pleit hierdie uit voor die Here in eerlikheid. Here, ek is leeg. Ek's op my laagste, ek's op my donkerste plek. En hy deel sy hart, hy's net oop en eerlik met God vanuit sy belewenis en sy perspektief. Maar Elia ken nie die waarheid eers hierson nie. Want dit wat hy vir God sê is nie waar nie. Hy sê vir hom, net ek alleen het oorgebly. En dit is nie die waarheid gewees nie. Want sonder dat Elia bewus was daarvan, vir wat ook al rede dalk miskien, was al die ander profete nie noodwendig uitgewy nie. 'n Ander persoon met die naam van Obadja het 100 profete gaan versorg en gaan laat wegkruip in ander grotte. En boonbehalwe dit was daar 7000 ander mense in Israel wat oorgebly het, wat nog steeds vir God aanbid het en hom geken het. En vir wat ook al rede het Elia geglo, hy's die enigste een. Hy's die enigste een wat dit beleef. Hy's die enigste een wat nog glo. Hy's die enigste een wat deurgaan die rit wat hy gaan. En God kom sê vir hom, nee Elia, dit is nie die waarheid nie. En hier is so 'n interessante observasie wat ek al in my lewe gemaak het. Jare gelede toe ek nog by met die tieners baie betrokke was en met die jeug gewerk het, ons eendag so ysbreker gedoen eintlik. Wat ons net getoets het waar mense is en wat mense voel. En dan begin mense 'n paar eenvoudige vrae vra aan die begin van die aand oor wie het al ooit gevoel of dit gebeur het of wie het al ooit dit gedoen of dat gedoen. 'n Klomp ligte en simpel goed. En dan iewers op 'n stadium dan vra mense gewoonlik 'n vraag in die lyn van wie van julle het al ooit alleen gevoel? Wie van julle voel selfs vanaand asof jy alleen is? Jy's alleen. Hier is 'n ironiese ding in die wêreld. Dan sien mense gewoonlik hoe elke liewe hand opgaan. Almal saam voel hulle is alleen. Ek voel ek is die enigste een. Maar kyk reg rondom jou. Jy is nie. Ander mense voel dit ook. Ander mense beleef dit ook. En dis die ding wat God dalk miskien onder ons aandag moet bring. Daar waar ons voel partykeer ons is op ons laagste en ons leegste. Dis goed om dit te erken. Dis goed om dit te bely en eerlik te wees met hom daaroor. Maar hy gaan dan ons fokus of ons fokus inrig en stel op die waarheid. Dis nie noodwendig die geval nie. En ek is nog steeds met jou.
Jy wat dalk miskien vanaand hier sit en voel, joh, maar ek is dalk nou ongelukkig nog, maar ek is in Desember, maar my kalender sê ek is in Junie. Ek het nodig om vir jou dalk hierdie te sê, God is in jou Desember, hy is in jou Januarie, maar hy is ook in jou Junie. God is in jou toekoms, hy is in jou verlede, maar hy is ook in jou hede. Hy is ook vandag hier. En hier is net iets spesifiek wat ek glo oor Elia se verhaal, dalk miskien, daar's mense wat my sal stry hieroor. Maar vir die persoon wat dalk miskien vanaand voel of jy op daai laagtepunt of op daai donker plek is hierdie dalk miskien presies wat jy moet hoor. En nie almal sal weer eens dalk hiermee saamstem nie, maar ek glo met alles in my dat Elia se heiligste oomblik in sy lewe. Sy heiligste oomblik in sy lewe is nie op die bokant van die berg waar hy 450 profete verslaan nie. Dis 'n ongelooflike oomblik. Maar Elia se heiligste oomblik is wanneer hy op sy absolute laagste is en net homself neerlê voor God. Want wat kan heiliger wees as dit? Om net te erken, Here, ek is verpletterd. Ek het U nodig. En wanneer Elia dan op hierdie wyse na God toe draai, dan sien ons ongelooflike goed gebeur. Daar gebeur in hierdie berg, hierdie fluistering van God. Daar's 'n aardbewing, daar's 'n wind en daar's 'n vuur, maar dit sê elke keer God is nie in die aardbewing nie, hy's nie in die wind nie, hy's nie in die vuur nie. En dan is daar 'n sagte fluistering wat Elia hoor en dit is waar God is. En wanneer jy dink aan die idee van fluister, God se stem wat 'n fluister is, wat beteken dit? Waaraan herinner ons dit? Die fluister van God, dit beteken dat hy naby aan jou is. As iemand kan fluister, dan beteken dit hulle is naby en jy moet inlê. Jy moet naby wees, jy moet jou oë oopmaak, jy moet jouself instel om ook in te lê en naby te wees, anders mis jy daai fluister. Maar vanaand wil ek eintlik net vir jou hierdie vraag vra. Waar in jou lewe voel jy uitgebrand? Waar in jou lewe voel jy asof jy dalk miskien onlangs of dalk miskien selfs nog gister of vandag alles was nog oké. Alles was nog fyn. En jy skielik het dit omgedraai. Waar in jou lewe voel jy jy's op. 'n Vuur kan net so lank brand. Dan brand hy uit. En ons as mense kan ook net so lank hardloop en dan raak 'n mens moeg. Iewers is nodig om weer stil te raak. Iewers is nodig om weer jouself net rustig te kry. En hoekom? Sodat jy eerlik kan wees met God en eerlik kan wees met jouself. Stil kan raak in sy teenwoordigheid en sy fluisterstem hoor. Wat vir jou sê, ek is nog hier. Ek is nog naby. Moet dit nie mis nie. So ek wil vra dat elkeen van ons oë sal sluit en ek wil so die diens vir ons afsluit met gebed maak. Dan kan daai plek in jou lewe, waar voel jy moeg? Waar voel jy moedeloos? Waar voel jy angstig? As ek so ver kan gaan soos om te sê, waar voel jy? Of waar voel jy dalk selfs depressief? En dit kan maklik wees vir ons om hierdie net vinnig tot nie te maak en te sê, nee, maar dis dalk nie so erg nie, of dis dalk maar net 'n gevoel, dis dalk maar net 'n emosie. Of ja nee, Tommy, ek weet daarvan, maar moenie worry nie, ek is op medikasie. Ek kyk daarna, ek doen iets daarmee, dis alles goed en reg. Ek sê nie, dit is nie goed nie, en dis nie iets wat jy moet doen, of op gefokus moet wees nie. Hier is die dood eenvoudige realiteit oor enige en elkeen van daai situasies. God wil met jou ontmoet. En daar waar jy leeg voel, daar waar jy laag voel, dis dalk juist daar waar God met jou wil ontmoet, as jy dit net wil raak sien, en hom sal inlaat. So Hemelse Vader, dankie vir hierdie ongelooflike voorreg. Dankie dat ons net vanaand net in eerlikheid, in stilte, net so wat ons is, net 'n oomblik soos hierdie saam met U kan geniet. En ja, Here, ons verstaan dit baie keer glad nie. Hoe ons nog een oomblik op die bokant van die berg kan wees en dan voel dit asof alles net uitmekaar val. Here, dankie dat ons geloof vanaand op iets groter as dit kan rig. Ons het vanaand daai lied gesing. The God of the mountain is the God of the valley. Dankie Here dat U is die God van die berg en U is saam met ons wanneer ons op daai hoogtepunte is. Maar wanneer ons daar afkom, en wanneer ons die vallei tref, en wanneer ons deur die dal van doodskaduwee gaan, Here, dankie dat U nog steeds God is.
Dankie dat U nog steeds by ons is. Dankie dat U nog steeds met ons is. Dankie dat U nie vir 'n enkele oomblik ons hand los nie. En Here, ons vra vanaand, ons vra om verskoning. Daar waar ons dalk miskien so besig geraak met ons eie lewens, ons eie probleme, daar waar ons dalk miskien valslik geglo het, ons moet so baie doen en ons het so baie aandag wat ons moet vestig op onsself en ons werk en ons roeping, dat ons te veel van dit self begin doen, Here. Om U in te laat en U te vertrou daarmee. Here, mag ons nooit so besig wees of soveel vaskyk in ons eie donkerte dat ons mis dat U naby is en U praat in 'n fluister en U wil met ons ontmoet nie. So mag U met ons wees vanaand, in hierdie week, in hierdie maand, in hierdie winter, in hierdie jaar, Here. Mag ons alles wat ons doen, saam met U doen, met U voor oë. Mag ons weet en glo, U is en bly ons krag. Ons dankie vir dit, Here. In Jesus naam alleen. Amen. En amen. Ek wil julle elkeen so uitnooi na iets waar ons baie opgewonde is. Volgende Sondag sluit ons af met hierdie reeks, kort reeks, 3 week reeks, Plettervat, maar ons sluit dit af met iets wat altyd opwindend is. Ons gaan aanbiddingsaand hê volgende Sondag aand. So maak seker julle mis dit nie. Nooi asseblief jou vriende, jou familie, daai persoon wat jy dalk miskien lanklaas gesien het, sê vir hulle volgende week se Sondag wat hulle nie kan mis nie en dan sien ons uit daarna om elkeen van julle volgende Sondag daar te sien. Mag jy 'n geseënde week hê as jy gebed benodig. Is jy welkom net agter te bly daar waar jy is. Ons sal graag saam met jou wil tyd spandeer. Mag die Here met jou wees. Totsiens.